Goeiedag kykers, ons is dankbaar dat u weer met ons saam kyk. Ek wil amper sê saam gesels, maar u gee ons al 'n partykeer redelik terugvoer met WhatsApps en e-posse ensovoorts, waarvoor ons dankbaar is. Ons praat weer vandag saam op die program Godsdienst en Koerante, wat hierso opgeneem word in die Kaap en uitsaai op Homebase TV en dan gesirkuleer word op verskillende media, soos WhatsApp en ook op party radiostasies uitgesaai word. As jy wil kyk na die program reg deur streaming, tik net daar aan homebasetv.org. Nou vandag weer eens het ons so iemand wat met my saamgesels, en dit is nou so Regard. Welkom Regard, ek kan nie met die kykers saamgesels nie, soos jy moet nie wees dat die iemand fisies is, dat ek mee kan gesels, jy weet. Ja, nee, ons is hier so oom. Waarmee begin ons vandag, oom? Jong, ja, ek het gedink wat ek vandag mee wil begin. Jy het laas keer afgeëindig met ons laaste program, toe sê jy gaan opsit daar, net na die levendige uitsending, sal daar dan wees daar 'n rolprent. Wat is die naam van die rolprent? Is Time Changer. Time Changer. Ja. Nou ek het daarna gekyk, en ek weet nie hoeveel kykers ook daarna kyk het nie. Is nie beskikbaar op YouTube of ergens of wat eintlik nie, nee. Mag miskien wees, ek sal 'n bietjie gaan kyk. Kyk 'n bietjie. Ek sal 'n bietjie gaan kyk, as ek laat weet. Dan ons weet met die volgende opname miskien. Ja. Maar dit wat my nogal heel interessant, wat jy nou nie gesê het vir die kykers eintlik nie is, jy het hulle nou te min gesê eintlik, maar ek wil nie die storie heeltemal te vooruit geloop het nie, maar in elk geval. Miskien moet ek vir die kykers sê, daardie rolprent was nou van 'n Christelike dosent by 'n college in Amerika, en hy het 'n boek geskrywe oor moraliteit, maar hy het nou Christus en God uitgehaal daar so as vertrekpunt. En daar is toe debatte daaroor, en toe is daar sy een vriend wat sê, maar wat gaan die gevolge wees as jy God uithaal uit die moraliteit? En toe het hy daar so 'n time machine, waar jy ingaan, en daar sit hulle, en hierdie was gemaak, die opname, afgespeel in 1890. ja. En dit wys nou daar, jy gaan in die time machine, en dan word jy wakker meer as 100 jaar later, nou leef jy daar. En die rolprent is gemaak, sien ek, in 2002. Soos 110 jaar later. Ja. En nou loop hy rond, hy woon die kerke by, en karre ry hom amper om, want as Is nie gewoond aan al die niks gewoond nie. al die tegnologie en al die veranderinge. Ja, en daar woon hy 'n rolprent by wat hulle in 'n kerksaal, nou speel hy, en daar gebruik hulle God se naam uitelik, en hy is nou so geskok. En die dinge wat hy ook geskok is, immoraliteit en dit en dat, ensovoorts, ek kan nie onthou al die dingetjies nie, maar vandag is dit doodnormaal daar so. Maar wat my getref het, is daardie rolprent het nou gevat 110 jaar, maar as jy vat van 2002 tot vandag, dit is oor 20 jaar later, dan is die verskil 100 keer groter. Jy hoef nie 100 jaar later te lees. As jy dink 20 jaar gelede, al die kerke het basis geglo in die bestaan van die duiwel. Daar was nie eintlik vraagtekens oor Christus se opstanding nie. Sonde was sonde, en as jy geslaap het voor die huwelik, nou ek weet, jy het nie rondgeslaap voor die huwelik nie, maar dit was sonde geweest daar, jy het nie rondgeslaap voor die tyd nie, en gays was glad nie op die preekstoel nie, was geen gay dominees nie. Dis 'n gedagte nie. Dus in hierdie 20 jaar het die dwaalleer, Maar dit wys jou net, jy gebruik ons die voorbeeld van die padda in die warm water. ja, Nou tegnies gesproke is dit nie iets wat in realiteit gebeur nie. Jy sê padda in warm water sit, gaan hy uitspring. Maar die punt wat oorgedra word met daardie storie van die padda in die warm water, is dat die mens oor die algemeen, jy moet net geleidelik doen. ja, Dit kan oor tot kort tydperk wees, jy moet net geleidelik doen. Maar as jy van nou eweskielik dadelik inspring in hierdie storie, gaan mense wees, nee.
Maar as jy dit geleidelik doen, dan is dit fyn. So, en dit is wat hulle gedoen het. Hulle het dit geleidelik ingebring, en mense het geleidelik gewoonlik geraak daaraan, en nou dink hulle dit is die norm. Soos hierdie afgelope 20 jaar was daar teologiese dwaalleer wat in die kerke, nie net een kerk nie, baie kerke, en meeste kerke het herstruktureer, baie gesplit, veral oor die gay kwessie, dat gays kan trou en 'n gay is gemaak in die beeld van God. Die implikasie daarvan is dat God is ook gay, dit is die implikasie daarvan, jy weet, en vreeslik. Soos die sprong in dwaalleer, dis wat ons nou, wil ons nou aan die gang 10 jaar, en ons het nou gesien hierso, met hierdie program, hoe die dwaalleer toeneem in hierdie 10 jaar. Ons leef in die skokkende era om. Die eindtyd, dit is die eindtyd. Ek hoeveel keer het ek vir hom al gesê, dan sien ek iets in die koerant, dan sê ek vir hom, ek het nou alles gesien, ek kan nou nie meer geskok word, en dan 'n week later, dan is dit weer geskok. Skok erger. So nee, ek weet nie, ons leef maar in die skokkende era om. Ja, nou ja. Kom ons begin maar hierso in hierdie artikel wat ek hierso na wil kyk, het al 'n paar keer oorgestaan, maar is baie relevant, want ons praat baie hierso oor die dolering in die NG Kerk en in die ander kerke, Methodist, Anglikaans en al daardie kerke waar ons so herverdeel, maar hier brug jy nou baie mooi uiteensetting van dolerendes in die katholieke kerk. Kom ons kyk nou daarin, hier is ek wil sommer alles lees, want dit gee dit so mooi in detail hierso. Kyk, dit is nou hierso in die Weekend August, en het sê so, the Byzantine Catholic Patriarchate, BCP, a conservative Catholic group, describes themselves as a community of monks, priests and bishops living in monasteries and exiled in the Czech Republic. Soos hulle is nou so uitgeskryf, né? Sure. The BCP is headed by Patriarch Elijah with 2 secondary bishops, Timothy and Methodius. The group said they arose from the need to defend the fundamental Christian truths against heresies and apostasy. Sure. Hulle het ontstaan in reaksie teen dwaalleer wat die katholieke kerk inkom. The group was opposed to the previous Pope Francis, previously Jorge Mario Bergoglio, calling him an apostate and a heretic. Soos hierdie toelerendes het wel die paus sommige sê, hy is 'n heretic, en dis 'n verskriklike ding, né? Saying he advocated for LGBTQ rights, amongst others, and is also against the election of the current Pope Leo XIV, Sure. previously Cardinal Robert Prevost, believing that he will follow in his predecessors' footsteps by continuing his policy. Soos hulle sterk dolerend, hulle vat nie nonsens nie. Weekend August content manager Edwin Lombard sent the group a couple of questions on how they felt about the new Pope Leo XIV. Bishop Timothy answered on behalf of the BCP Secretariat. So dis is nou die antwoord van die katholieke doleerdes nou daarso so. And said it. Before we comment on the new successor of Francis Bergoglio, who took the name Leo XIV, it is necessary to realize the most fundamental questions, namely, what is the purpose of the papacy and of the church? Ja, kyk, ons het mos in die afgelope rukkie gepraat oor, what is the purpose of the church? Onthou, wat is die doel van die kerk? Ons het nou 'n paar besprekings daar gehad in Koran en plekke, né? The purpose is to proclaim the word of God, the truth of God, the teachings of Christ, to transmit the Spirit of Christ, with the main goal that souls may strive to live by faith, be rooted in Christ, and at the hour of death enter into the happy eternity that God has prepared for those who love Him and keep His commandments. Dit is nogal goed gestel, die katholieke, né? Dit is nogal baie korrek, and keep His commandments, soos gehoorsaamheid kom daarin.
daar's 'n verskil tussen, dis amper soos wat ek het laas week ook genoem, met my kind wat ek vir haar probeer leer, is die belangrikheid van gehoorsaamheid. Ja, Verstaan, dis is, jy kan sê, sy kan vir my sê, papa, ek is lief vir papa, ja, maar as sy nie luister wanneer ek praat nie, ja, dan wys sy nie daai liefde nie. Ja. En dis presies dieselfde met God. As God vra dat ons moet gehoorsaam wees, dit is hoe ons liefde betoon teenoor God, is om te doen wat reg is. Ja. Soos eenvoudig. ja, ja. Dan gaan dit aan, dan sê dit, another problem is that the pseudo-pope Bergoglio completed the gradual process of apostasy and completely changed the nature of the church and the papacy by legalizing and even blessing one of the gravest sins. He made it publicly clear, without the slightest doubt, that whoever accepts his program, that is, Bergoglio's program, is diametrically opposed to Christ himself. That is to say, such a person is an apostate, who, if he continues on this path, will be eternally damned. Hulle skryf reguit, nee, dit is nou die katholieke dolerendes hierso. As jy op hierdie pad gaan en die paus het heeltemal nou diametrically opposed to Christ himself. Ja. Sterk, nee? Tja. Dan gaan hy aan en sê, the greatest tragedy is that this mass apostasy, which culminated in the suicidal fiducio supplicans 2023 declaration by the Dicastery for the Doctrine of the Faith, dit is nou hulle lichaam daar wat kerklike dogma en leerstelling vaststel, permits Catholic priests to bless couples in irregular situations, including same-sex couples, provided these blessings are not construed as legitimizing their status or mimicking the sacrament of marriage, is not even noticed by contemporary Catholics. Soos hulle maak hier geweldige beswaar teen, dat jy mag gay couples daar so seën, jy mag nie trou nie. Maar sien, die ding, is dat dit is die kompromie wat hy aangegaan het, want hy probeer albei kante te paai. Ja. Verstaan jy? So hy wil vrede bewaar, maar ten koste van die waarheid. Ja. En dis die probleem. Dis soos in, nee, ons gaan hulle nie trou soos die normale mense nie, maar tog laat hy dit toe, en hy gaan dit seën en sê, dit is eintlik okay, maar ons gaan dit nie, hy probeer maar al twee kante te speel, dis wat gebeur het. Dit is baie, baie erg, né? Dan sê dit, it is also shocking that contemporary Catholics do not even perceive the clear manifestation of apostasy that was Bergoglio's public consecration to Satan in Canada, 2022, under the guidance of a sorcerer, nor have they noticed the profound apostasy of the gesture of participating in a pagan ceremony led by Amazonian witches. Ek onthou daai, dit was ons in die koerant gelees. Ja, ons nog preekies gehad daaroor. Ja, nee, dit is soos, dit is crazy. Om almal, maar die paus wil ons almal onder sy rymuis. Die rymuis, almal saam, en hy is die leier, en almal val vir die grap, en die protestante val vir die grap, en almal gaan saam in die rymuis. Amazonian witches and witch doctors in the Vatican gardens, and the enthronement of the Pachamama idol in the main basilica. It is a testimony to the total spiritual blindness or spiritual schizophrenia that gradually poisoned the Catholics after Vatican II, culminating in a public apostasy of the pseudo-pope Bergoglio, accepted by the episcopal conferences of the various nations, which thus enter into apostasy and excluded themselves from the mystical body of Christ. Soos, hulle was baie direk en openlik teen hierdie paus gewees. Ja, hulle draai nie doekies om nie, maar hulle kan sien hier, die rigting wat hy gaan, die liberale rigting, en baie van die katholieke lidmaat het dit nie ten volle besef nie, nes in die ander kerke, waar baie lidmaat het nie besef die verskriklike dwaalleer wat die leierskap daar inbring nie, ne? Dan gaan hy aan en sê, the only solution is true repentance. Ja, repentance, maar daardie woord moet jy mos nie eintlik mee praat nie, bekering en sonde. Bekeer van wat? As sonde nie bestaan nie, waarvan bekeer jy? Nee, jy gaan maar net aan en doen jou eie ding, né? I.e.,
calling heresy, and a heretic, renouncing the synodal LGBTQ way and returning to Christ's way of salvation. This is the only way to make sense of our Christian life, which points to death, God's judgment, and eternity. Firstly, do you think Pope Leo XIV will continue the liberal policies of the previous Pope? The Augustinian Prevost has already said that he will continue on the synodal path, that is, he will walk under the rainbow banner and not under the banner of Christ. That is not under the banner of the keys of Peter. He has chosen the way of apostasy, which is contrary to the way of Christ, the way of salvation. But he puts a label of pious phrases and mystical expressions on all this, like the pseudo-charismatic Bergoglio. This is Ek raad net, dit is nes wat vandag gebeur daar, met al die nuwe dwaalleringe, hulle sit daar die protestante kerke, mystical expressions and pious phrases, bedek hulle al die dwaalleer met mooi filosofische woordkies, laat jy nie en kan verduidelikings. sien. Ja, wat daar gebeur nie. This is precisely the mark of the spirit of Antichrist. Is dit wat hulle sê? Ja, soos hulle beskou nou die doelerendes erken daar of sê daar dat hulle paus is nou ook die Antichrist. So gaan hulle nou protestante word om. Want hulle protesteer Hulle nou. protesteer nou. So, dit wil vir my voorkom dat die katholieke doelerendes is meer protestants as baie protestante. Ja, as die liberale ruimhuis protestante, soos die katholiekes wat protesteer, word protestante, en die protestante in die ruimhuis word nou ruimer en soos die ruim katholieke. Ek sê vir hom, die laaste 20 jaar die dinge om drasties verander. Sure. Mark of the spirit of Antichrist, that he pretends to be Christ, but in reality, he is the spirit of Antichrist. Jy sien, Kan jy dit glo? weer eens sien die behoudende katholieke, die dolerende katholieke, sien dwars deur al die dwaalleer. Sure. Ja, daar gaan nog teen die eindtyd heel wat dolerende katholieke ook gereed wees vir die hemel, wat beswaar maak teen al die dwaalleringe, né? Dan punt 2, die tweede vraag wat hierdie redakteur nou van die Weekend August nou instuur, nou vraag, will he be able to unite the different factions within the Catholic Church, those that agree with the liberal policies and those that want the church to remain with its original teachings? Kan nie hulle nou allemaal daar verenig? Nou is die antwoord. Prevost has said that he will unite the church, but the basis on which he stands will not be unity in the spirit of Christ, but globalization in the spirit of Antichrist. The whole globe, allemaal moet saamkom, maar nie in the spirit of Christ nie, né? The instrument for this will be a professional lie. Kyk hierso, embellished with religious platitudes. Dit is nou omring deur mooi godsdienstige praatjies en woorde en sinne, en dat allemaal gefluis word, né? In this, Giorgio Bergoglio, the founder of the Sodomic sect, is an unrivaled role model for him and for the whole Bergoglian sect. The Bergoglian sect has no right whatsoever to call itself the Catholic Church. Sure. Interessant, dis nou precies wat gebeur in die NG Kerk, Ja. wat sê, die liberale ruimhuis NG Kerk is nie die NG Kerk nie. Die NG Kerk is die doeleerders wat by die basisse beginsels van die Bybel hou. Nou sê hulle precies dieselfde daar so, né? Dit is nou baie interessant. Sure. Dan die derde vraag. Do you believe that the new Pope will be more vocal on issues confronting the world with regards to wars, peace, confrontation, hunger, climate change, etc.? This invalid Pope
nogals 'n invalid pope. Hulle erken hom glad nie. Hy is nie skrifgetrou nie, jy sien. Who will speak out on the issues confronting the world to extent that he is driven to do so by spiritual unity with the Antichrist system, controlled by the Freemasons. Kan jy glo, nee? Ek is baie verbaas, nee? Antichrist system. En nogals by die Freemasons, nee? Hulle besef dat die Freemasons sit baie daar agter, ja, nee? And of course he will speak out on these issues in the same spirit, much as Bergoglio did when he supported the COVID affair and genocidal vaccination, the fabricated climate crisis, the LGBTQ agenda, including gender reassignment and the like. Prevost has made it abundantly clear that he has no intention of backing down from the suicidal agenda of the sect's founder. Prevost is an invalid pope, and whoever submits to him and his program is publicly opposing Christ and his gospel and choosing the Antichrist and eternal hell. Jo, hou nie terug nie, hoor. Hierdie doelerings van die katholieke kerk, nee, hulle sê soos dit daar so staan, maar laat hulle die insig het, Ja, en erken waar aangaan daar, want dit is helemaal correct daar, nee? sure. Dan kom hulle so by vraag 4. What must the new pope do to undo what you believe the previous pope has done wrong? Dan sê antwoord hierso. If a legitimate pope were elected, soos hulle aanvaar nie hierdie paus glad nie, he would have to annul heretical documents, such as fiducia supplicans, ad theological promovendum, etc. He would have to declare a posthumous Ja, Kyk hierso. He would have to declare posthumous excommunication on Bergoglio for his manifest heresies. Soos hy moet nou die vorige paus excommunicate, terwyl hy dood is dan, hè? And bring to light his apostate gestures such as the enthronement of the Pachamacha demon in the Vatican and the consecration to Satan in Canada, 2022. Ja, daardie Pachamacha het iemand, 'n jong seun, katholieke seun mos gevat en in 'n rivier gaan gooi daarso. Toe hulle gaan uithaal hierdie afgodbeeld daarso. He would also have to condemn the heresies and the spirit of Vatican II and point out its pernicious fruits. The spirit of Vatican II opened the door to Bergoglio's pseudo-pontificate and his legalization of one of the gravest sins for which God warns of punishment of temporal and eternal fire. 2 Petrus en Jude. Sjoe! Dan die 5de vraag. You called the previous pope an invalid pope and a pseudo-pope. On what was this based, and do you think these labels will also apply to the current pope? We called Bergoglio an invalid pope according to the teachings of the church, for proclaiming a sodomite, anti-gospel, in fiducia supplicans, he brought upon himself God's anathema, a curse, according to Galatians 1, verse 8 and 9. He was a manifest heretic. Jezus, al maar harde woorde, hoor. En heretic is 'n verskriklike sterk woord vir katholieke, né? Manifest heretic, who had excommunicated himself from the church and as such could not be the head of the church according to the teaching of Scripture, the church fathers and the doctors of the church. This is confirmed by the dogmatic bull cum ex apostolatus officio Saint Siberian, en dan die gedeelte waar het staan, my aarde. Nou lys hy sommer 'n dit is 'n hele lang lys. publikasies. Dit sê dit Bishop St. Anthony of Florence, Bishop St. Francis de Sales, Bishop St. Alphonsus of Ligurio, Cardinal St. Robert Bellarmine, and others, in accordance with Galatians 1 verse 8 to 9, and the very essence of sacred scripture. St. Cardinal Bellarmine and the church fathers expressed this reality. The Pope, who is manifestly a heretic, ceases by himself to be Pope and head in the same way as he ceases to be a Christian and a member of the body of the church. Hy sommer nie meer Christene heeltemal uit die Christelike. En hulle voel nou dieselfde oor die nuwe paus.
want die nuwe paus gaan voort in dieselfde trant. Ek dink deel daarvan is omdat hy nou nie gegaan het en direk gesê het, luister, hierdie goed wat in plek gestel is nie reg nie, ons moet dit wegmaak. Ek dink dis wat hulle verwag het. Omdat hy dit nie gedoen het nie, gaan hy nou saam met dit, en het is daar nou tegnies indirek of direk goedkeuring vir wat gebeur het. Ja, die nuwe paus probeer weer 'n middelpad volg, redelik liberaal, hy het nog niks wel party van die liberales beskou hom asof hy meer konservatief is, maar nie konservatief genoeg volgens hierdie mense. Ja, nie volgens hierdie doelerendes nie, né? Dan gaan aan en sê, as for Prevost, he will continue on the citadel LGBTQ path, which is a rebellion against God and a path to eternal destruction that contradicts the very essence of the gospel and therefore of Christianity. Hulle praat sterker hierteen as die protestante doelerendes. Hulle is baie sterk, né? Thus he rejects the teachings of scripture and tradition. Ja, dit is nou waar ek nog 'n bietjie, waar ek verskil met die katholieke, hulle aanvaar die scripture en tradisie, en natuurlik protestante aanvaar nie tradisie nie, maar in elk geval. Ja, dit is waar die sola scriptura kom. Ja. So under his leadership, one cannot speak of the Catholic Church, but only of a Bergoglian sect. Soos hy het nou die nuwe sect, soos hy is nie die katholieke kerk nie, né? Because of this unity with a different sodomite and the gospel, the same applies to Prevost as to Bergoglio. He is an invalid pope, and moreover, an invalidly elected one. So hulle glo glad nie, soos hy is nie... Ek ken hom glad nie. Glad in totaal. Nee, hulle wil soms, hy is nie eens korrek daar so gekies nie. Nou, dit is ook 'n vraagteken, hulle sal sê, hy is korrek verkies, maar volgens hy die doelerendes glad nie. Sure. He does not represent the Catholic Church, but is the representative and second anti-pope of the Bergoglian sect that occupies the church. So the second anti-pope of the Bergoglian sect, dis nou die vorige paus, wel hierso. Sure. Jy sien, teen die eindtyd gaan al die doeleerdes, daar is nog 'n bietjie verskille, gaan almal saam en hulle gaan word die oorblyfsel kerk daar. Oom, ek het 'n bietjie gaan opsoek, want ek was nou 'n bietjie nuuskierig gewees. Hoeveel katolieke gaan saam met hierdie mense? Hoeveel katolieke is daar nou wat eintlik doeleer, want mens weet nie. En ek kon nie presiese syfers kry nie. Wat ek wel kon gesien het, is dat hulle sê hierso dat in daardie omgewing van die Byzantine Rite Churches is daar ongeveer 8.7 miljoen members. Hoeveel van hulle nou presies glo wat hulle glo, die doelerendes glo, weet ons nie. Maar dan wat interessant is wat hulle gesê het, is rondom 34% wat hulle kan sien van die katolieke is nie baie happy gewees met Pope Francis nie. Hulle het gesê hy is heeltemal te liberaal. Ja. En hulle sê in sekere omgewings is dit nog hoër as 34%. So jy praat van miljoene mense. Jy praat van 'n geweldige hoeveelheid mense wat nie gelukkig is met die nuwe paus nie. So, met die nuwe rigting wat hy ingeslaan het, nie akkommodeer. So dit is nie net 20 mense hier of 100 mense daar nie. Jy praat van dit is 'n miljoene. Ja, dit is miljoene mense. Versprei oor die wêreld. Dit is dit was baie interessant. Ja. Dan het ons hierso 'n brief wat sê dit is 'n debat wat nou hier plaasvind oom. Is dit nou weer die kerkbode? Dis in die kerkbode. So nou kyk ons na die NG Kerk se doeleerdes en ons is nou terug in Suid-Afrika. En vrysinnig is weer terug hierso. Dit sê hierso brief, nee broers en susters, nie so nie. En Leon M. Voet van Welkom skryf. Hy's 'n dominee, hy's 'n senior dominee van daardie area daar, ja. Soos dikwels in die verlede, moes die kerk in die laaste jare standpunte inneem oor nuwe uitdagings. Baie van hierdie besluite is nie goed ontvang deur sommiges in die kerk nie, en hulle spreek hulle daarteen uit. Die hartseer is die dikwels misleidende aard van hierdie kritiek, omdat die kerk selfde geslagverbintenisse goedkeur. Glo hulle sommer ook nie meer in die verlossende werk van Christus of die maagdelike geboorte
of die bestaan van die bose nie, om net 'n paar te noem. Maar hulle glo in elk geval nie, kyk, die bestaan van die bose glo hulle nie, Ja. is opsioneel. Ja, Soos hy ontken nou die werklikhede daar. dit En hy is, sê dominee, hy behoort beter te weet. dit is eenvoudig nie waar nie. Dit is waar. Sommige van daai dinge, hy is nie alles korrek daar nie. Op minachtende manier word die geloofsinhoud van medegelowiges verdag gemaak asof hulle nie meer gelowiges is nie. Die trant van briewe en die inskrywings op sosiale media en nou selfs van die kansel af pas nie by broers en susters in die geloof nie. Soos hy lees die briewe wat al die doeleerdes mense skrywe daar. Hopelik, alles, ja. Jy kan nie 'n moeder so beledig en sê dat sommige van haar kinders nie meer haar kinders is nie. So wat probeer hy nou hier te sê, oom? Ja, kyk, hy verwys nou, die moeder is daar, die moederkerk, die hoofkerk, die hoof-NG kerk, en nou sê die doeleerendes, laat die vrysinniges wat die dwaalleer volg, is nie eintlik meer kinders nie. Maar natuurlik, hulle sê nie, hulle wat nou daar so die dwaalleer volg is heeltemal okay daar, is amper soos die katholieke kerk, presies daar die mense gesê daar so, laat hierdie vrysinniges is nie meer deel van die moederkerk nie. Hier is die ding. En ek onthou Johan Prinsloo, wat ook mos hier so met hom opgeneem het. Ja, Hy het dit vir my baie mooi gestel. Hy het vir my gesê, hy het gestel dat wanneer jy 'n organisasie het, selfs 'n besigheid het, en dan 'n spesifieke kerk het, en daai kerk het sekere reëls, en daar's regulasies, en daar's sekere waardes, en as jy sê jy glo in die Bybel, dan glo jy mos nou in die Bybel. En daar's 'n struktuur in plek gestel, dat as jy 'n lid is van hierdie kerk, dan moet jy dit volg. ja, En as jy 'n leier in die kerk is dat is nog groter verantwoordelikheid om dit nog meer te volg ja, en 'n voorbeeld te wees vir die lede in hierdie kerk. So hy het dit genoem, daar's verskillende sirkels. Hy het gesê, daar's hierdie middelste sirkel, dis die leiers, wat nog meer groter verantwoordelikheid het om te volg presies wat die kerk glo. En dan die lede, wat in die volgende sirkel is, wat daai ook moet volg, en dan die sirkel buiteom, en dit is vir mense wat nie lede is nie, wat welkom is in die kerk. Hulle kan kom, hulle kan deel wees, en hulle kan kom sien wat aangaan, hulle kan leer van die waarheid en so voort. Maar as jy 'n lid wil word, dan moet jy voldoen aan dit wat die kerk glo. So vir my is dit baie eenvoudig, dat as jy nie meer glo in dit nie, dan moet jy maar die kerk gaan verlaat. Jy sien, nou die probleem is, met die katholieke kerk is dit die paus, die leierskap, wat begin skeeftrek en ander goed aanbring. Dus in die NG kerk is dit presies dieselfde, daar soos laat dit is die leierskap wat eintlik die dwaalleer inbring, en nou blameer die doeleerende, soos dit is nou die twee pole, en hy is 'n vrysinnige persoon, vrysinnige teoloog hierdie voet. En dan letterlik gaan hy nou aan, presies wat ons nou genoem, en dan sê hy, die kerk het plek vir meer as net my oortuigings. Ja, met ander woorde, die kerk, En dit is waar die rymuis inkom. Yes, maar my oortuigings maak nie saak nie, dit is, hy moet sê, Bybelse oortuigings En daar. dit is baie waar, en ek het een keer 'n gesprek gehad met iemand, toe sê die persoon vir my, maar dit is jou opinie. Toe sê ek nie, maar dit is my opinie maak nie saak. Ja, jou opinie maak presies. Want ek kan my opinie hê, my opinie kan enigiets wees, verstaan? Maar dit is nie gebaseer is op iets wat vas is nie. Jy quoteer net die Bybel. As jy die Bybel quoteer, dan is dit nie jou opinie nie, dan is dit die Bybelse opinie, die Bybelse beginsel daarso so. En dit is die hele ding, want ek kan enige opinie hê. Ja. Ek kan glo dat moord is eintlik okay. Ja, Maar dit beteken ek gaan tronk toe moet gaan. Ja. Verstaan, as ek gaan my opinie gaan uitleef. Ja. Maar dan so jy kan verskillende opinies hê, maar dit beteken nie dis reg nie. Daar moet daar iets wees, as jy gaan saamstem, moet dit gaan saamstem wees op 'n fondasie, op iets wat vas is. En ons as Christene glo dis die woord van God. jy sien, dit is hoekom hulle sê die basiese probleem hierso in die doeleerende katholieke en die doeleerende protestante is skrifgesag. En dit is Dit is jou vertrekpunt. As jy nie die skrifgesag erken nie, dan kan jy... En dit is die hele punt van ateïste, en dit is die groot probleem wat hulle het, en nou maak die moderne Christen ook dieselfde fout. Want die probleem met ateïs het,
is dat hy kan nie vir jou morele waardes verduidelik nie. Want hy kan nie vir jou sê, hoekom is dit verkeerd om moord te pleeg nie. Want as ons almal diere is, wat ontstaan het uit niks uit nie, wat keer my om moord te pleeg? Wat keer my om 'n sekere waardesisteem te hê? Want wat maak dit saak? Ons almal is net, kom van ape af, ons almal is maar net, diere, wat maak dit saak? En dis waar aborsie vandaan kom. Verstaan, so dan het jy het nie 'n voet om op te staan. Nee. Die aborsie waar, die eerste 12 weke is okay, dis nog nie 'n mens nie. Nou sê jy kan aborsie aborteer tot die dag van geboorte en dan party gaan ons die volgende 7 dae na geboorte is ook nog okay. Dis is vreeslik. Dit is ek het eintlik nou 'n paar dae terug het ek 'n video gesien van 'n vrou wat sy het haar werk verloor omdat sy gewerk het in 'n kliniek waar meeste van die tyd aborsies gebeur het. En wanneer vrouens ingekom het om aborsie te doen, dan het sy vir hulle eers, is dit 'n sonogram, wat noem hulle dit? Ja. Het sy eers vir hulle laat hulle die hartklop kan hoor van die baba. So hierdie vrou, en sy sê nie een vrou het voortgegaan met die aborsie nie. Nie een wat ingekom het, want sy het 'n sonogram gedoen, dat hulle die hartklop kan hoor. En dan het hulle uitgebars in trane, en dan kan hulle nie voortgaan met die... Besef, dis 'n lewende wese. En toe vind die mense bo haar uit wat sy doen, en toe het hulle haar gefire. Ja. En in elk geval, so maar die punt is net, dit is 'n lewe. Ja. En dit is waar die waardesisteem is wat ons glo as Christen. En dan gaan dit aan, dan sê dit hierso, van die Nuwe Testamentiese tyd af was daar al verskille in die kerk wat nie die waarheid van die evangelie op die spel plaas nie. Paulus praat met die vleiseters en die groenteeters. Albei groepe sê hy is welkom in die kerk. Albei mag aansit en saam eet aan die nagmaalstafel. Tans verhef sommige egter hulle eie verstaan tot die enigste verstaan. Net hulle spyskaart is geldig. Dit dreig om die kerk te skeur. So hy sê nou, as jy opstaan vir die waarheid, dan is jy die probleem. Dit klink vir my soos Agab wat vir Elia gesê het, jy jou moeilikheidmaker, jy is die probleem. Dit is nie nodig nie. Broers en susters, as gelowiges mag ons nie na mekaar hap en byt nie. Net nou verskeer ons mekaar. Jy moet stabiel alles aanvaar, maar die Christen het die verantwoordelikheid om op te staan en sê, daar staan geskrywe, maar hulle wil dit nie hoor nie. Ek dink, Dominee Leon dink dat hy glo dat waarheid is relatief. Maar presies so. Ek dink nie, hy dink dat die Bybel is absolute waarheid. Nee, dit is presies hoe die liberales glo. Dit is relatief en jy moet herinterpreteer volgens vandag se sieninge en waardes. So. Nou, hierso is nou 'n respons hierso op daardie skrywe van Leon Voet. Hoe moet ons geloofsinhoud daarna uitsien? Ja, wat jy glo, né? Brief deur Philip Coetzee van die Strand. Ja, ek ken nie die Philip Coetzee toe hierdie dominee Helgaard Janse van Rensburg daar sy weeklange Pinksterdienste gehad, was hy daar gewees. Okay. Ja, dankie Philip dat jy so briefie skrywe. Ons gaan mos nou die onderhoud wat oom met hom gedoen het, gaan ons mos nou uitsaai. Ek is bly herinner my daaraan, net na hierdie program, Lewendag, die van julle wat Lewendag kyk, ons op Homebase of op die streaming, ons gaan dominee Helgaard Janse van Rensburg se opname net hierna uitsaai. Vir die wat dit nie Lewendag kyk nie, sal ons dit sirkuleer per WhatsApp. Hy het 2 opnames gemaak. Kyk dan, dit is absoluut noodsaaklik om na hierdie opnames van dominee Helgaard te kyk. Ons gaan hierdie een nou uitsaai en in volgende week sal ons die volgende een uit. Pragtig. Ok, nou Philip Coetzee skryf, hy sê, ek wil kategories antwoord op Voet. Hy wil hom nou mooi reg help, né? Sy skrywe, nee broers en susters, nie so nie. Maar tegelijkertijd retorische vrae stel vir introspeksie. Daar lê 'n groot probleem, naamlik die ontkenning van die feite in Voet, maar sekerlik ook ander stellings, dit is eenvoudig nie waar nie. Daar is onteenseglike bewys hiervan wat op verskillende platforms geopper is, mondelings sowel as skriftelik. En was oor die radio? Ja. Ek het my eie ore gehoor. Ek onthou die heel eerste keer
dit was oop gesprek, was mos 'n Sondag, né? Ja. Waar die teoloog gesê het, die duiwel bestaan nie. Ek sal dit nooit kan vergeet in my hele lewe nie, so vir hom te sê, nee, maar dit is nie regtig so nie. Ek het my eie ore gehoor, ek het my dood geskrik, ek was soos in, wat, is hierdie 'n Christen? Wie is die ou? 'n ateïs kan so sê, okay. Ja, maar dit was 'n oop gesprek geweest, en dan kry hulle mos 'n verskillende predikante en teoloë om nou te praat oor onderwerpe, en die ou raak dit kwyt en ek kan dit nie glo nie. Ek sal nooit kan vergeet nie. So ja. Dit tog in jou geheue vasgeskok, né? Nou sê Philip hierson, hoe moet ons geloofsinhoud daarna uitsien as daar verskille op die tafel geplaas word, soos voedselstelling? Moes die kerk in die laaste jare standpunt inneem oor nuwe uitdagings? Sekerlik moet ons onsself afvra, daag hierdie nuwe uitdagings die skrif uit, of ons eie nuwe wêreldvisie? Ja, is dit ons eie siening, of wat is dit? 'n visie van everything is fair in love and war. Met ander woorde, ons mag enige reël oortree solank dit net my saak, siening en denke en interpretasies bevorder in 'n veranderde wêreld om die voortbestaan van my kerk te verseker. Ek wil net duidelik stel dat daar wel veranderinge moes plaasvind, maar nie ten koste van die absolutes in die skrif nie. Ja. Jy sien, dit is, jy gaan na die basis van die skrif, jy kan nie daar die fundament verander nie. Wat sou Paulus vir ons gesê het en steeds sê? Kom ons kyk waar teen Romeine 12 vers 2 en Efesiërs 4 vers 23 en 24 ons waarsku. Om nie gelykvormig aan die wêreld te wees nie. Vernuwe denke beteken nie om die skrif af te bring na ons vlak of wêreldvisie nie, maar met hernieude helderheid na die woord te kyk, onder leiding van die Heilige Gees. Matteus 5 vers 8 is 'n bevestiging daarvan. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hierdie preek roep ons op tot 'n transformasie van innerlike lewe, nie net uiterlike gedrag nie. Jesus verskuif die fokus van uiterlike wetsnakoming na innerlike vernuwing, wat ooreenstem met Paulus se oproep om te verander te word deur die vernuwing van ons gemoed. Dis nie deur die woord van God te herskep volgens ons siening of omstandighede om sodoende die wêreld te akkommodeer nie, maar om onsself te akkommodeer by die suiwer, onveranderende woord. En daai onveranderende is baie, baie belangrik. Ja. Dit verander nie, God se woord bly dieselfde. Ja. En ons moet daarbey aanpas, en ons moenie die skrif herinterpreteer om by ons nuwe skewe sieninge aan te pas nie. Dan sê hy, laastens wil ek soos volg reageer op voedselstelling. Die kerk het plek vir meer as net my oortuigings en net hulle spyskaart is geldig. Tydens 'n byeenkoms wat 'n groep ateïste saam met 'n prominente leier van die NG Kerk se algemene sinode gereël het, waar 'n paar van ons NG Kerklede undercover ingeslyp het die betrokke leier verskeie onbybelse uitlatings gemaak. Byvoorbeeld, hy kan nie glo dat Christene nog aan die skepingsverhaal van die Bybel glo nie. Ek het opgestaan en hom gevra waarom sy kerk nie eerder die Ou Testament uit die Bybel skeer en net op die Nuwe Testament konsentreer nie. Of nog beter, alles uitskeer en net die evangelies gebruik nie. Sy kommentaar was dat sekere dele van die Ou en Nuwe Testament nog relevant is. Sekere dele. Ja, sekere dele. Nou, ek wil net vir kykers sê, as u aan 'n gemeente of 'n kerk behoort wat die fundamentele basiese skepingsverhaal maar uitmaak as 'n mite en net 'n mooi storie, dink weer of u by die regte gemeente of regte kerk is. Die skepingsverhaal, die skepping en die sondeval, al die is fundamenteel tot die Christelike geloof daar, né? Ek wil net gou vinnig ietsie lees. Ja. Is Openbaring 22 vers 19. En dit praat spesifiek van Openbaring, Ja. maar dit is van toepassing op enige iets wat God vir ons gegee, die woord van God.
Dit sê hierso, en as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. God is baie erg oor sy woord. Ja. God is baie spesifiek en vir hom om te sê dat sekere dele Is okay, die res nie, ja. dit beteken hy nou. kies en keer. So hy sê, hierdie, nee, daai nie. Ja. Verstaan, dis nie hoe dit werk. Skepingsverhaal is uit en hier Dit is nie hoe uit, dit werk nie. Gooi die duiwel oor die muur en al die dinge, né? Tydens 'n diens in my gemeente het 'n leraar uit die bloute aangekondig dat hy ook in die skepingsverhaal geglo het, soos dit in die Bybel geskryf is, totdat hy teologie gaan studeer het. Kan jy dit glo? En dit gebeur Dis afskrikwekkend. hoeveel keer, want by die kweekskole sê hulle daar is metaforiese, illustratiewe verhale. Dit is nie werklike gebeurtenisse nie. Met ander woorde, op die kweekskool is daar 'n plek vir meer as net my oortuigings. Nou vra ek, is die 10 gebooie nog relevant in die NG Kerk? Indien wel, hoe moet ons die 4de gebod interpreteer? Is dit nie fundamenteel tot ons godsbegrip nie? God se almag wat ons nou in twyfel trek? Ja, geldige vraag daarin, né? Is die 10 gebooie nog geldig? Is die 4de gebod nog geldig daar, soos hy vra daar? Baie, baie belangrik. Dan eindig hy af, hy sê, dit is waar. Net nou verskeur ons mekaar. Maar wat gebeur tans in die kerk? Daar is kerkleiers wat die oortreffende trap van verskeur gebruik. Hulle verskeur die heilige skrif om hulle spyskaart voorop te stel. Sjoe. Hulle verskeur die heilige skrif. Sjoe. Philip Coetzee van die Strand. Baie dankie Philip vir hierdie mooi, goed deurdagte brief wat jy daar gerig het. Dan het ons hierso die NG Kerk, wat kom eerste, die hoender of die eier? En dis geskryf deur Arnold Griesel van Betuli. Laat ek net vir jou sê, ja, daardie Betuli, dit is wat daardie dominee Renier Nel is, soos Okay. Arnold Griesel is in daardie selfde gemeente van die dominee Renier Nel daar. En Renier Nel is reg nou besig by CMMA om te kyk of hy sy legitimasie kan terugkry. Sure. Want die synode het mos sy amptsbevoegdheid weggevat. Sy gemeente is dood happy, maar het nou sy legitimasie opgeskeer en gesê, jy is nie meer gelegitimeer nie. Nou is daar CCMA kwessie daar, ek wil baie graag sien wat die uiteinde daarvan gewees, soos alle sterkte, daardie Betuli, ons haal ons hoede af vir daardie skrifgetroue Betuli gemeente, wat doeleer en nie saam met die strome gaan nie. In 'n dieper metaforiese betekenis handel hierdie vraag oor oorsaak en gevolg van die Christelike geloof. Elke oorsaak het 'n gevolg. Vir die behoudende hou die keuse tussen die hoender en die eier ewigsheid implikasies in. Waarom so? Vir die gereformeerde gelowige kom die oorsprong, die oorsaaklike van haar geloof eerste. Die fundamentele geloofswaardes is geanker in die Bybel en ons geloofsbelijdenisse. Hierdie norm van die gereformeerde geloof hou ewigheidswaardes in. Dit is onveranderbaar en bevestig wat was, wat is en wat kom. Semper reformanda, voortdurende reformerend. Secundum verbum Dei, in ooreenstemming met die woord van God. In Genesis 1 vers 24 beveel God, laat die aarde lewende wesens voortbring, volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. Vereenvoudigend en simbolies kom die hoender vir die protestantse gelowige eerste. Ja, dan sê maar vir die vrysinnige, ruimhuisgelowiges. Ja, hier is nou weer 'n mooi begrip, jy praat van die vrysinnige ruimhuisgelowiges, die gelowiges glo 'n ruimhuis op 'n vrysinnige manier, né? Kom die eier eerste. Die ruimhuisteologie het duidelik nog nie 'n wasdom bereik nie, is ontwikkelend. En hoe die voltooide huis uiteindelik gaan wees, is onseker, want hy word ruimer en meer ondinge kom aan. Soos Richard Dawkins dit gestel het, die hoender is maar net die eier se manier om nog 'n eier te maak. Na jarelange studie van die evolusieleer kom hy tot die gevolgtrekking dat, as hy by hoenders kom,
is dit beslis die eier wat eerste kom. Ja, jong, hierdie mense wat in evolusie glo het so baie probleme met hulle argumente, né? Lang voor hoenders was daar immers al reeds eierlêende dinosoure waar het voëls en hoenders geëvolueer het, deur middel van DNA-mutasies. Die moontlikhede is legio. Daar kan visse, voëls, slange, reptiele, motte ensovoorts uitbroei. Gee net genoeg tyd, dan gaan enige onmoontlike gebeur, né? Wat is die gevolge? Wat kom eerste? Geloofskeuring of kerkskeuring? Dit is nou 'n interessante parallel daar, né? Wat kom eerste? Vir die regsinnige gelowe is die ruimheidsteologie geloofskeuring. Ja, hulle skeur geloof of in stukkies en maak dit ruimer, né? Aanleidend tot kerkskeuring binne kerkverband. Die verwagting dat die hoenderhen, die vaste universele aanvaarde normatief van die gereformeerde Christelike geloof, altyd as rigsnoer deur die NG Kerk gehoorsaam en eerbiedig sou word en die opdrag om die evangelie te verkondig en disippels te maak, dit is hoenderkykens as vrug van die geloof, is in skerwe, in stukkies gespat, is dit nou daar so, né? Dan gaan dit aan daar. Vir die vrysinnige groepering is dit 'n analogie van Dawkins, maar net 'n manier om 'n geloofsverskywing te maak. Dit word semper reformanda sonder die gereformeerde kwalifikasie, secundum verbum dei geloods. Die kykens, die eindpunt van die ruimhuisgeloof, is nog 'n mutasie, ongedefinieerd. Dit mag in die toekoms gevind word by 'n plek waarna menige vrysinnige reeds verlangend op reis is met legio alternatiewe spesies kykens, uitkomstes, waar die saaier wat gemaai is ontvang. Twee duidelik identifiseerbare, politiserende geloofsoortuigings binne een kerkverband het ontstaan. Een geanker op 'n vaste protestantse Christelike normatief, gedefiniseerde van ander gelowe. Die ander 'n diverse, vloeibare en veranderende ruimhuis geloof. En dis presies wat gebeur. Kyk die mooi konsep daar, nie? 'n diverse, vloeibare en veranderende ruimhuis geloof. Daar's niks standvastig is daar nie. Die fondasie skuif is 'n fondasie gebou op sand daar, né? Ja. Dan gaan hy aan en hy sê, dit het die regsinnige genoop tot diepe geloofsbesinning. Ingesluit die losgemaakte synode van Namibië, is daar reeds 58 gemeentes wat by gebrek en eenheid van geloof onttrek het uit die NG Kerk. Waaroor besin die NG Kerk tans? Oor die behoud van 'n kerkverband of oor die evangelie boodskap? Ja, wil maar nie die ruimhuis by mekaar hou of gaan dit oor die evangelie? Gaan dit oor teologie en skrifbeskouing of oor kerkreg en eiendomme, ja, bates en besittings of oor jou geloof? Is daar welwillende ruimte teenoor die regsinnige gelowiges om hulle prefer vry te maak, om te fokus op volharding en gehoorsaamheid aan die ware kerkse roeping om die evangelie te verkondig en disippels te maak, vraagteken, of hoe om regsinniges met die kerkorde gevange te hou, en ek wil amper sê oor die kop mee te slaan, tot hulle distance is daar so. Ja, nee, as ek reg onthou is hierdie Arnold Griesele boer daar buite Betulie. Ons is baie dankbaar vir die boere wat sulke goeie bydraes kan maak. Sure. Dan het ek hier so nog 'n brief, 'n bydra van Julian Olivier van Groblersdal, hy is ook 'n dominee van daar. En sy brief in die kerkbode se opskrif is: wie se spyskaart saai die verdeeldheid? En hy sê, Dr. Leon Voet skryf in kerkbode dat die kerk plek het vir meer as net my oortuigings. Hy gebruik veral Paulus hantering van vleiseters en groenteeters, Romeine 14, om te argumenteer dat die kerk
ruimte moet bied vir verskille, insluitende homoseksualiteit. Nou jong, hierdie ruimte is 'n gevaarlike woord. Ruimste huis. Hy skryf verder, Christene wat beswaard is oor selfde geslagverbintenisse die kerk mislei. Eina. Ek wonder, ek sit net hier en wonder, ek dink weer soos, want die redenasie wat hulle gebruik, maak nie sin nie. Nee. So vir my is dit, ek wonder hoe lyk hierdie mense se huisgesin. Want gaan hulle kinders vir hulle ook sien, nee, maar geef my ruimte, dat ek my eie wêreldsiening kan uitleef. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ja. Ek wonder net, want is dit hulle hoe hulle redeneer, want hulle is soos in, ruimte. Maar dit is... Almal is welkom, kan doen wat hulle wil, almal kan sê wat hulle wil. Hulle wil ruimte, hulle wil nie tussen 'n man en vrou trou nie, hulle wil dit of dat of So, anders neem. Ek weet nie so mooi nie. Ja. Dan sê hy, omdat die kerk selfde geslagverbintenis goedkeur, glo hulle sommer ook nie meer aan die verlossende werk van Christus of die maagdelike geboorte of die bestaan van die bose, om maar net 'n paar te noem. Dit is eenvoudig nie waar nie. Daar quoteer hy nou daar vir voetnoot, né? Ja. Dan gaan hy aan en sê, eerstens, Paulus se lering oor homoseksuele verhoudings is duidelik in Romeine 1, 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, waar hy dit as sonde onder God se oordeel klassifiseer, saam met talle ander sondes. In 1 Timoteus 1 vers 10 verbind hy dit met die suiwer evangelie, wat dit verhef bo 'n randsaak soos die in Romeine 14. Om selfde geslagverbintenisse nie as sonde te erken nie, ontneem ons mense van Christus se verlossing vir daardie sondes. Ja, as daar nie eintlik meer sonde is, het jy nie meer Christus se verlossing nodig nie, want alles is oukei daar, so daar's nie meer sonde nie. Hoekom moet Christus nou vir jou sterf, né? Wat daarom ernstige kritiek uitlok. Die evangelie gaan tog nie net om vergifnis van sonde nie, maar ook oor die bevryding daarvan en die oproep tot 'n heilige lewe. Tweedens, sonder om enigstens skuldig te wees aan verdagmaking op sosiale en publieke media, wat Dr. Voet pla, kan 'n stortvloed onweerspreekbare voorbeelde genoem word, waar gelegitimeerde NG-predikante wat selfde geslagverbintenisse aanvaar, ook skaamteloos in die publieke media, die kern van Christus se verlossing in die gedrang bring. 'n Voorbeeld. Die nuwe NG akademiese dekaan by Huguenot College verklaar sonder om doekies om te draai in haar PhD wat publiek beskikbaar is, dat die erfsonde deur Augustinus en Paulus uitgedink is. Soos hy glo, dit is net 'n opgemaakte storie. Ja. En dit is my soos van, hy noem nou hierdie teksverse van Paulus, maar dit is 'n sonde wat almal nou al geweet het van. Die hele volk van Israel is bewus daarvan gewees, nog van altyd af, Ja. verstaan? So, en dis deel hoekom Sodom en Gomorra vernietig is, Ja. is hierdie spesifieke sonde. Ja. So, dit is nie nou eweskielik in die Nuwe Testament wat dit uitpop, Nee. Dit is al van die begin af. Herhaaldelijk. Maar soos sy dink, dit is uitgedink, dat Paulus in Romeine 3 oordryf het oor die sondigheid van die mens, dat die dood nie die gevolg van God se oordeel oor Adam was nie, Romeine 5 vers 12 tot 18. Soos waar kom die dood dan nou eintlik vandaan, is die vraag, né? En Christus se plaasvervangende soendoodoffer vir ons sondes is deur Paulus uitgedink. Uitgedink. Jou geloof is nou uitgedink, né? As hierdie soort uitsprake deur gelegitimeerde NG-predikante nie die waarheid van die evangelie op die spel plaas nie, wat doen dit dan? Baie ernstig, né? Hulle sit die evangelie op die spel daar met al die skynheilige valse dwaalleer. Dan gaan hy sê, in Galasiërs 2 het Paulus in die openbaar vir Petrus gekonfronteer toe die evangelie in die gedrang was, Galasiërs 2. Omdat ander gelowiges deur Petrus se optrede beïnvloed is. Dit blyk nie meer moontlik te wees onder die spyskaart van die algemene silore nie, omdat gelegitimeerde NG-teoloë
'n ander teologie verkondig sonder enige gevolge. Ja, dit het nie gebeur 'n rukkie gelede nie, jy kon nie sulke dinge verkondig nie. Erfsonde, Christus se sterwe as plaatsvervanger vir ons sondes, genade en transformasie, al die dinge is tog kernsake van ons geloof, maar word so maklik geherinterpreteer om by wêreldse standaarde aan te pas, dat ons 'n nuwe godsdienst voorstel, 'n herbesinnig godsdienst, 'n wye ruimheidsgodsdienst. Dan gaan dit aan en sê so Dr. Voetvoer aan. Tans verhef sommige egter hulle eie verstaan tot die enigste verstaan. Dit dreig om die kerk te skeur. Dan sê Julian Olivier, ek vra nederig, het die algemene synode met haar spyskaart nie alreeds die kerk geskeur nie. Nou ja, en dan daarna het die kerkbode na aanleiding van hierdie kommentaar nou vir Jolanda Steenkamp haar kommentaar gevra. En nou gee sy kommentaar, sy sê byvoorbeeld, in my proefskrif het ek 'n argument gebou dat verlossing verstaan kan word as algehele oorgawe aan God se wil, met sonde as die ontkenning daarvan en die najaag van eie wil. Verlossing is dus om vrygemaak te word van die tipies menslike aangetrokkenheid na beheer en die skep van ons eie wêreld na ons eie beeld en voorkeure. En toe ek alles lees, haar these is nou 'n pragtige postmoderne siening waar jy niks meer standvastig daar het nie en waar jy nou heeltemal verdwaal raak in al die metaforiese Sy gebruik mooi woorde om haar eie siening oor te dra. Om haar eie siening oor te dra. Maar die ding is, baie mense lees nie altyd baie mooi raak nie. Ek het al agterkom, weet jy, soms al gesien het jy baie keer stuur mense hierdie oulike gedagte vir die dag of goedjies wat hulle rondstuur. En baie van dit is oulik en alles eendag stuur iemand vir my aan en ek lees die ding ek soos in, dit maak nie sin nie. Nee, dit is soos amper soos oxymoron, dit maak glad nie sin. Ja. Nee? Maar die manier hoe dit geskryf is so mooi geskryf. Mooi woorde. So mense lees dit en hulle dink nie regtig wat eintlik die betekenisse van daardie woorde nie. Ja. En as gevolg daarvan, selfs met hierdie tipe van goed, mense lees dit so dit klink goed, dit klink mooi, dit praat van liefde, dit praat van liefde beteken alles. Dit praat van al hierdie mooi goeters. Ja. En as hulle soos ja, nee man, hulle stem saam met dit. Ja. Maar hulle sien nie die eintlike betekenis van wat eintlik agter dit is nie. Maar in elk geval. Oom, kyk waar loop ons tyd. Jong lank. Ons sê vir Dominee Julian Olivier van Groblersdal, baie dankie vir jou skrywer. Onthou, die van julle wat op TV kyk, hou aan en kyk hierna, dan gaan Dominee Helgard Janse van Rensburg 'n uur lank praat, vertel wat presies gebeur, en in sy tweede aanbieding volgende week, dan praat hy vanaf die 2015 synode wat daarna gebeur. Moet dit nie mis nie, dit is uiters interessant daar. Sterkte, ons sien nie oor 'n week weer. Tot ziens.